Ons het nou al vir 'n tyd lank uitgesien daarna om die Lex Libertas Club bekend te stel, wat natuurlik 'n platform is waardeur die bydraers van Lex Libertas meer aktief betrokke kan raak by ons werksaamhede en ook op 'n unieke manier 'n rol kan speel in dit waarmee Lex Libertas besig is. En vandag gesels ons met Megan Davies, wat gaan help om die Pretoria strukture van die Lex Libertas Club te organiseer. Ons gaan 'n bietjie gesels oor wie sy is, bietjie haar agtergrond en dan ook hoekom sy betrokke geraak het en waarom sy so geesdriftig hieroor is. So Megan, dankie, is lekker om met jou te gesels. Baie dankie. Welkom in die ateljee. Nou vertel vir ons, miskien net vir 'n begin, net bietjie oor jouself. Wie is Megan Davies en hoe het jy in die prentjie gekrom? En ons sal nou praat oor jou e-pos wat jy vir my gestuur het, maar net wie is jy? Waar kom jy vandaan? Ja, ek kom van Pretoria Tuine af. Ek het daar groot geword. Ek is 21 jaar oud. Ek staan op tikkies my laaste jaar vir sielkunde en geskiedenis en my intrige tot by julle saak het regtig in die laaste 2 jaar baie gegroei, want ons sien die onreg wat net vlam vat en in die laaste jaar almal het gesê nee, in my leeftyd sal daar geen verandering in Suid-Afrika kan kom nie. Die buiteland sal ons nooit erken wat met ons gebeur nie. En toe Trump die laaste jaar gesê het, jy, ek sien wat gebeur met die Afrikaners en ons onreg wat opvlam. Toe het almal my gevra, ja, maar wat gaan ons hier aan doen? Soos, ja, erken ons, maar niks gaan verander nie. Toe sê ek soos, maar ek kan 'n verandering maak en ek wil 'n verandering maak. En dit is nou tyd. Ja. Jy het vir my 'n e-pos gestuur, ons het lekker baie gekry by Lex Libertas, waar ek baie bly is, en ons kon nog nie eers, ons het met soveel as wat ons kan, met van die mense ook gesels, maar jou e-pos het vir my nogal uitgestaan, jy het 'n paar goed gesê, en ons hoef nou nie op al die detail in te gaan nie, maar jy het vir my 'n lang e-pos gestuur, wanneer was dit? In Mei al, Ja. en jy het onder andere gesê, ons moet nou begin op 'n groot vlak impak maak, jy het gesê op grondvlak, beleidsvlak en op mediavlak, en jy het gepraat oor, interessant, jy het nogal, dit was natuurlik voor wat met Charlie Kirk gebeur het, maar jy het nogal verwys na Turning Point USA as 'n voorbeeld, en jy het gesê Suid-Afrika kort suits, jy het gesê ons moet nie net die waarheid praat nie, ons moet die vrot kern van die onderwysstelsel begin uitgrawe, ons moet nie net die heersende narratief bevraagteken nie, maar ook die kondisionering wat daarmee saamgaan. Is dit jou belewenis as iemand wat, Ja. jy kan nie eers onthou toe Mandela president was nie, jy is gebore daarna. Ja, ek is in 2004 gebore. Ja, is dit jou belewenis dat dit is hoe jong mense groot word in die nuwe Suid-Afrika? Ja, daar word vir jou gesê jy moet stil bly of jy moet die land uitgaan. Daar word vir jou gesê daar is nie eintlik 'n plek vir jou nie, en alles wat voor 94 gebeur het, is jou skuld, alhoewel ons niks daarbey betrokke was nie. En ek het ervaar in die onderwys spesifiek, daar word die hele tyd 'n narratief gevorm, waar ons praat net oor apartheid. En ons praat nie eers oor die hele stelsel van apartheid nie, ons praat oor kort, klein draaitjies wat hulle in hierdie groot massa effek laat ontwikkel wat nie die waarheid is nie. En ons praat nie oor albei kante en wat ervaar was, en ons praat nie oor die Engelse. Ons praat oor geskiedenis as baie, jy moet dit neutraal hou, maar hulle hou dit nie neutraal nie, hulle hou dit baie liberaal. En as jy as 'n konservatief probeer neutraal of konservatief toe gaan, word daar vir jou gesê, jy's verkeerd, en dis hoekom. Maar dan, daar's baie contradictions wat vir jou gegee word, soos, geskiedenis is nie meer neutraal nie, dit is, as jy wit is jy die vyand. As jy, daar was nie iets soos wit slawerny nie, maar ons sien, daar was wit slawerny. Ons praat oor indentured servants of kontrak, bediening. Jy bedoel wit mense wat slawe was? Ja. Of selfs in Suid-Afrika, ons praat oor soos Indiese kontrakwerkers of indentured servants, soos wat hulle dit noem, is gesien as slawe volgens die historietjie. Maar wanneer ons praat oor Amerika en Ierse slawe, dan word hulle nie gesê, nee, dis nie Ierse slawerny nie, alhoewel helfte van die kinders, jy weet, ontvoer is teen hulle wil. Baie mans en vrouens ook ontvoer is en hulle het nie kontrakte geteken nie. En ons praat oor die Afrikaner, ons praat nie oor hoekom het die Afrikaners Suid-Afrika toe gekom nie, ons praat nie oor die geestelike oorlog wat hulle hiernatoe gedryf het nie. Ons sien nie Jan van Riebeeck in sy eie konteks nie, maar
as jy dit opbring, is jy die probleem. So dis hierdie meesterverhaal wat geskep word oor Suid-Afrika se geskiedenis en wat tans in Suid-Afrika aan die gang is. En jy kan dit nie bevraagteken nie, en as jy dit probeer bevraagteken, dan is jy nou skielik boos. Ja. En maar wat sleg is, of wel eintlik goed is in 'n sekere sin, is hoe die verskil tussen hierdie meesterverhaal en die werklikheid al hoe groter word. Ja. Want daar's hierdie narratief, jy het nou baie oor die geskiedenis gepraat, maar daar's ook hierdie narratief of meesterverhaal oor Suid-Afrika vandag, dat die ANC het gekom en hulle het ons bevry, en ons moet net dankbaar wees vir die regering, en ons moet hulle net 'n kans gee, en dinge gaan van self regkom, ons moet net aanhou vertrou en aanhou hoop en aanhou belasting betaal. Maar die werklikheid is besig om heeltemal iets anders te word, en dit raak al hoe moeiliker om daai narratief eintlik in stand te hou, want mense sien wat besig is om te gebeur, né? En dis een van die groot redes waarom Trump ook so uitgesproke geraak het. Ja, en ek dink dit is hoekom baie mense met Charlie Kirk byvoorbeeld, hy het gepraat oor wat in sy land aangaan. Ons praat so baie oor die geskiedenis. Ons praat nie ons eie immigranteprobleem nie, ons praat nie ons eie drugprobleem nie. Ons praat nie oor ons eie moord en misdaadepidemie nie. Ons praat altyd oor die buiteland of die geskiedenis of ons verloor die nou in die verlede. Ons verloor die toekoms in die verlede. En ek dink dit is waarvoor die Afrikaners smag. Die Afrikaners smag vir vryheid vir nou en vir die toekoms. En dit kan dekades vat. En so vryheid sonder deeg en sonder dapperheid is 'n illusie. En ek dink dit is tyd dat ons vandag begin opstaan daarteen. Of dit nou in die onderwys is, of dit deur kommunikasie is, of dit deur protes is. Dis nou die tyd. En ek dink hier is 'n belangrike punt wat jy maak. Jy het nou 'n paar belangrike punte gemaak, maar eintlik die eerste een wat jy nou gemaak het was, dis eintlik 'n vreemde verskynsel dat ons oor die algemeen, maar ook Afrikaners, baie uitgesproke is oor Amerikaanse politiek, maar partykeer vergeet van wat in ons eie land in die gang is en ons eie probleme. En ons het sterk opinies oor die immigrasiekrisis in Amerika, soos jy nou sê, maar nie noodwendig hier nie. En wat jy eintlik sê, en dit het baie sterk in jou e-pos uitgekom, is hier's probleme hier. Ons kan leer uit Amerika uit en ons moet verhoudings bou met ander organisasies en by hulle leer en affilieer as dit nodig is, maar wat ek by jou optel is nogal 'n sterk behoefte om hier waar ons nou is in ons eie konteks die probleme raak te sien en iets daaraan te doen. Ja. Nou, wat ook vir my nogal mooi is van jou e-pos en wat baie duidelik na vore kom in hoe jy praat ook, is jy wil goed doen, jy wil inspring en jy wil betrokke raak. En een van die voorstelle wat vir my natuurlik goeie nuus was, maar wat van jou af ook gekom het en wat 'n klomp ander mense wat betrokke geraak het ook gesê het hulle graag wil doen is om 'n boekklub te begin. Ja. Nou, natuurlik ek hou baie van lees. Maar my eerste instink toe ek dit hoor was, is dit nie dalk iets wat vir mense gaan vervelig wees nie. En die interessante ding van die boekklub idee is, ek weet nie, ek het seker nou vir 10 mense al gevra, ons oorweeg het, wat dink jy daarvan? En almal wat dit hoor sê, ja, asseblief doen dit, dis 'n goeie idee. So dis asof my belewenis ten minste is 'n soort herontdekking onder ons eie mense en 'n soort behoefte aan selfontwikkeling is. So, wat is jou, as ek nou vir jou vra, hoekom dink jy is iets soos 'n boekklub vir ons belangrik en hoekom is jy opgewonde oor die idee? Ek kan praat uit my generasie se perspektief uit. Ons is op soek na wysheid. Ons is op soek na onderrig wat ons nie kry in ons skole, in ons universiteite of selfs meer by die huis nie, want ons ouers self, ons gemeenskappe self kom nie meer by mekaar uit nie. Ons kommunikeer nie met mekaar nie. Ons bou nie meer gemeenskap en wysheid en onderrig binne onsself nie. En ek dink iets soos 'n boekklub is eintlik waar jy gemeenskap bou, maar ook kommunikasie en onderrig. En ons soek daai onderrig. Ons wil weet hoe om die propaganda uit te snif en hoe om daarteen te beklei. Ons is moeg om net, dis verkeerd, maar ek weet nie hoekom is dit verkeerd en ek weet nie hoe myself te verdedig nie en ek weet nie hoe kan ek dit beter maak nie. So ek dink iets soos 'n boekklub, al is dit fiksie, ons leer baie uit fiksie uit. Ons leer baie uit geskiedenis uit, ons leer baie uit nie fiksie uit nie. So ek dink al die verskillende boekkeuses wat ons beplan om vir die Lex Liewer klas te gebruik, is om ons generasie, spesifiek generasie Z, maar enige generasie wat betrokke wil raak, weer wysheid, onderrig, moed te gee.
En ons wil hulle lei om nie net passief te wees deur die boekklub nie, maar om 'n gemeenskap te bou. Om weer te wees, hierdie is jou mense, hierdie is wat ons glo en dit is hoe ons beplan om aksie te neem nadat ons bietjie met mekaar weer by mekaar gekom het. Ja, die wonderlike ding daarvan is natuurlik die proses van om 'n boek te lees, leer mense klomp goed. Ja. En jy dink daaroor, maar eintlik die groot waarde is mense om daar by mekaar te kom wat dieselfde boek gelees het en te sê wat het vir jou uitgestaan en eintlik net mekaar te help om sin te maak. En dis vir my wonderlik eintlik dat soveel mense, soos ek sê, almal vir wie ek vra, sê eers nee, ek wil betrokke raak by die boekklub idee. Dis eintlik en ons het eintlik gesê ons wil dalk begin met 4 boeke. En almal vir wie ek sê ons het begin met 4 sê nee, dis te min. Ons moenie net 4 boeke doen nie. So dis eintlik dis nogal opwindend dat daar hierdie behoefte is en dis veral onder mense wat jonger as ek is wat wil betrokke raak. So dit is nogal opwindend. Ek wil jou iets vra wat aansluit hierby. As ek nou met iemand gepraat het wat hipoteties nou 60 jaar oud is, wat hier gesit het en die persoon sê vir my ja, al hierdie goed moet ons doen, maar daar's nou maar net een ding en dit is die jeug is 'n verlore geslag en ek het nie hoop vir die jeug nie en jy weet jong mense, dit is nou maar waar die dinge gaan stop. Wat sal jou antwoord daarop wees? Ek sal sê die jeug is ons draaipunt. Ek sê ons is 'n baie verdeelde generasie, spesifiek generasie Z, maar ek dink ons is die draaipunt. Ek dink ons is die generasie wat terugdraai, wat rebel teen die stilte, wat rebel teen die verkeerde onregte wat teen ons nasie, spesifiek as Afrikaners, maar wêreldwyd ook gebeur. So ek dink, as hulle sê die jeug is 'n verlore saak, dink ek eintlik dit is die ouer mense wat 'n verlore saak is. Hulle is vas in hulle maniere van dinge doen. Ek dink my generasie is die generasie wat oorweeg my hoekom ek dit moet doen en ek sal dit doen. Ons lê meer teenoor daai, as jy my met logika kan oorreed, is ek bereid. En wel, ek dink deel van die antwoord daarop is elke generasie sedert letterlik duisende jare terug het gesê die jeug is 'n verlore generasie. Nee, daar's letterlik Plato klaar daaroor in sy boeke en die hele ding, die bekommernis. Dis hoekom Sokrates doodgemaak is. Hulle het gesê hy is besig om die jeug te korrup te maak. En so dit is daarom dit is maar 'n deurlopende ding is mense is bekommerd oor die jeug. Jy het 'n interessante ding gesê op 'n stadium dat en jy het nou 'n bietjie daaraan geraak dat jou generasie, dis amper asof daar 2 groepe is. Sal jy net bietjie dit verduidelik? Ja, so ons het die een generasie wat hulle is die liberaalste generasie wat ons nog ooit gesien het. En dan het ons die ander deel van ons generasie wat hulle is die mees konservatiefste generasie van die 1960s af. En daai verdeeldheid dink ek is so groot as gevolg van die onderwysstelsel en dan die geloofstelsel. So die konservatiewe kant is baie meer vas in hulle geloof, in hulle waardes, en iets is verkeerd en ons moet dit regstel. En die ander kant is so geïndoktrineer. Hulle glo alles wat vir hulle op universiteit, op hoërskool, selfs op laerskool al gevoer word. Want dit is wat vir jou gesê is al op laerskool is soos, hoorie, as jy Afrikaner is, soos hou jou kop net af, bly net 'n bietjie stil, alles sal oukei wees, of soos gaan oor see sodra as wat jy kan. En ek dink daai groot generasieskei is as gevolg van hoe jy groot gemaak is, nommer 1, maar ook wat vir jou gesê is, wat jy kan doen, wat jy nie kan doen nie. En ek dink die draaipunt het begin in Amerika, maar ek dink definitief ons as Suid-Afrikaners as 'n geheel, maar ook ons as die Afrikaner generasie kan nou as generasie Z 'n groot verskil maak. Ek wil net vanuit my perspektief ook saamstem met jou, want dis my belewenis ook wat jy sê oor die konservatief en die nie konservatief. Een ding wat ek sien, my kinders is nou nog op laerskool, maar wat ek sien onder laerskoolkinders vandag met 'n baie beperkte perspektief, is hoe hulle praat met mekaar oor politieke goed, wat ek glad nie gedoen het toe ek op laerskool was nie. Hulle praat oor goed wat in die nuus gebeur en hulle het opinies oor Trump en Biden en al hierdie soort goed. En waarmee is Elon Musk besig en stem hulle saam, en dan natuurlik Charlie Kirk, baie groot. En dan die ander ding, daar's 'n paar goed wat ek waarneem. Die een is, en ek dink is bietjie oor die geskiedenis in Suid-Afrika waar mense, veral mense wat ouer as ek is, voel dat die Bybel in die verlede misbruik was om politieke argumente te maak. En ek beleef veral generasies ouer as ek is baie sensitief daaroor of versigtig om in die openbaar sê nou maar die Bybel aan te haal. Hulle sal voel, dalk gaan mense voel ek misbruik nou die Bybel, en dis dalk goeie bedoelende, dis goeie bedoelings, maar ek beleef dat ouer mense baie meer versigtig is om in die openbaar oor hulle geloof te praat. Maar ek beleef dit glad nie met
jonger mense nie, met jou generasie is, jy sien dit gereeld op Facebook waar mense sê nou maar hulle bio of hulle beskrywing is 'n Bybelvers, of hulle sal sulke goed plaas, dis asof daar 'n baie groter vrymoedigheid is om in die openbaar oor die Bybel te praat, en ek het net gister gesien 'n verslag in Amerika wat sê daar's 'n oplewing, ook ek dink Charlie Kirk so goed het bygedra, maar in Bybelverkope, in Bybeltoeps wat afgelaai word, en kerkbywoning, al hierdie goed is besig om toe te neem. Dit is merkwaardig, en die ander deel wat ek ook van weet is daar was 'n span by Solidariteit wat navorsing hieroor gedoen het oor jong Afrikaners. En hoe dink hulle, en een van die goed wat hulle bevind het wat mense eintlik net kan sien, maar die navorsing het dit ook gestaaf, is dat jong Afrikaners is baie meer gemaklik as ouer Afrikaners om hulle self in terme van hulle kultuur uit te druk. En jy sien dit met goed soos kleredrag, waar goed soos mense hou daarvan om leer, hulle assosieer leer met Afrikanerskap, leerhoede, kruisbande is ten minste in sekere kringe cool weer. Hierdie boerboel klere, toe ek op skool was dit jy kon nie enige iets wat lyk soos kakie aantrek nie, maar dis skielik cool om aan te trek op 'n manier wat wys jy's 'n Afrikaner. Dis nogal merkwaardig, en ek dink dit gee vir my ook nogal hoop, nee, as jy mens dink oor die jonger generasie. Ja, maar ek dink wat die ouer generasie so bang gemaak het, daai vrees wat in hulle gesit is om hulle geloof uit te lewe, is wat die Bybel teen ons gebruik. Ons eie vyande het vir ons gesê, jy moet toleransie hê. Toleransie beteken jy persecute nie iemand as gevolg van hulle geloof of hulle ideale nie. Maar ek dink toleransie sê ook, weet jy wat, daar is 'n punt waar ons sê hierdie is nie vir ons nie. Hierdie is nie wat ons gaan toelaat nie. Hierdie is wat vryheid beperk op die ou einde van die dag. En ek dink ons het so baie gegee van onsself. Ons het so baie ons eie geloof gesê, hoor jy kan nie dit doen nie, want dit maak iemand anders ongemaklik voel, skies. En hulle dit probeer op ons ook afdwing, en ons was net soos nee, maar die Bybel sê jy moet moed hê, jy moet sterk wees, jy moet staan vir waarin jy glo sonder vrees. En jy moet partykeer mense uit die tempel uitjaag. Ja, jy moet partykeer bereid wees om iemand ongemaklik te laat voel, om te staan vir wat reg is, kom wat ook al. En ek dink dit is wat ons generasie begin besef is, wanneer jy so tolerant is tot op die punt waar jy jouself jou eie vryheid wegneem, en jouself in stille vrees laat lewe, is dit eintlik nie 'n lewe wat werd is om gelewe te word nie. Ek dink ook, miskien is nog 'n deel van die antwoord hier, dat ouer mense, veral wat daai oorgang van 1994 beleef het. Ek was eintlik nog te jonk, maar ek het daarom al geleef, ek was al gebore. Ek kan nie veel daarvan onthou nie, maar daar was nog 'n sielkundige en 'n emosionele skok wat dit op mense se stelsels geplaas het, want hierdie gevoel van ons het alles verloor. En is nie dat mense noodwendig voel apartheid is die oplossing nie, maar net daai oorgang vanaf 'n pro-Afrikaner staat na eintlik 'n anti-Afrikaner staat basies oornag. En ek dink baie ouer mense is nogal redelik gevorm daardeur, en hulle dink in terme van wat ons alles verloor het. En ek dink jonger mense se perspektief is nie wat het ons alles verloor nie, dis net dit, en maar natuurlik ook daarmee saam die skuldlas van julle is sleg en al daai goed. Maar ek dink jonger mense beleef net wat is die omstandighede waarin ek groot word, en ek is kwaad oor die feit dat ek word beskou en behandel as 'n oortreder, maar ek het niks verkeerd gedoen nie. Ja. Ek dink wat jonger mense verskriklik beleef is, ons is nie 'n demokrasie nie. Ons is nie. Jy stem, maar helfte van die immigrante stem saam met jou, alhoewel hulle nie geregistreer is nie. Jy kry nie daai regverdigheid nie, BEE en plaaspoorte, en so jy voel jy word nie meer in demokrasie groot geword nie, en ek dink dis hoekom die ouer generasie nog, wat het ons verloor, want hulle het gaan sit in sak en as, en ons is soos, my kinders moet iets beter groot word, en ek wil nie eers so lewe nie. Jo, Megan, daar's baie wat ek nog met jou wil gesels. Dankie, dit is nou regtig 'n boeiende gesprek. Ek sien baie uit daarna om saam met jou te werk, en ook om jou meer gereeld hier in die ateljee te hê, en op die podsending en op al ons platforms. Dankie ook vir jou insette, dankie dat jy jou uitgereik het na ons. Miskien net 'n laaste opmerking, jy voel ook sterk oor ander mense moet betrokke raak. Hoekom voel jy ander mense moet betrokke raak? Ons kan nie die wêreld regmaak nie. Daar's net een persoon wat dit kan doen, en dis God. Maar
dit is my verantwoordelikheid om dit so leefbaar te maak vir die volgende generasie as wat ek kan. So my woorde aan almal daar buite sal wees, in ons geskiedenis, toe ons onder druk was, het ons opgestaan. Die Maritz Rebellie is een van die grootste voorbeelde daarvan. So as ek een ding kan sê is, passiwiteit, ons word nie geroep tot passiwiteit nie. Ons word geroep om onbeskaamd ons lewe uit te leef en teen onreg op te staan. Wel, op daai hoë noot, Megan, baie dankie. Baie dankie.